program hierso. In ons besige lewens is daar net een verjaarsdag wat families bymekaar bring. So ons is baie dankbaar daarvoor. En ons is vanoggend vir ons 'n baie spesiale dag ook, want dit is die eerste keer wat die 3 gesinne voor is wat saam sing. So ons het vir Ilse en haar dogter Annette en vir Serena en haar dogter Marie en dan het ons die Strydom Clan vir Claradine op die klavier, Adrian op die buis, Lisa hier op die tamboerijn en vir Jean-Pierre op die gitaar. En ek is Stefanie. In Psalm 100 lees ons, make a joyful noise unto the Lord. Sing to come into his presence. So vanoggend wil ek julle uitnooi, as jy kan sing, as jy vals sing, as jy dink jy sing vals, kom sing saam, sodat ons almal in sy teenwoordigheid kan wees. Want dit is wat ons almal nodig het. Dis waar ons krag lê in 2026. Dis waar ons oplossings lê. En dit is net wat ons nodig het om hom te loof en te prys.
graag vir die kinders vra. Die wat by Beketberg Kids is nou al gewoon daaraan vir al ons ontdekkers. Maar ons mag nou nie gedans het en opgewarm het soos normaalweg nie, maar ek het hulle oortuig dat ons dan so 'n bietjie met instrumente mag speel. So kom vorentoe al die kinders en kom haal vir julle 'n instrument en dan kom maak julle saam met ons 'n joyful noise. Lisa gaan julle hierso help. Lisa. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her name. Let every heart prepare in room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy
Goeiemôre, baie welkom vanoggend by hierdie Kersangdiens. Ek is daar by trou. Baie welkom by die Kersangdiens. Ek wil ook baie welkom sê aan al die besoekers wat vanoggend by ons is. Ek sien 'n hele paar gesigte van mense wat kuier hierso. Is dit iemand se eerste keer op die Ketberg? Is iemand hier wat die eerste keer regtig? Kom, ek ook baie welkom, hoor. En ons, ja, dankie, klap maar hande. Ons hoop is nie julle laaste keer nie. Ons is nog almal, ek is nou al amper 30 jaar hier, so dit mense gaan nie maklik weg as jy eers hier is nie. So ons sê baie welkom aan julle in besonder, maar ook baie welkom aan al die ander besoekers wat vanoggend saam met familie is, saam met vriende en wat op hierdie manier ook die Kersdag wil ingaan. Is daar iemand wat verjaar vandag in die kerk? Regtig? Kom. Dankie. Ons steek volgende die Christuskers aan. Ons, ja. En dwars deur die afgelope 4 weke het ons elke Sondag 'n kers aangesteek om ons te herinner aan dit wat die Here Jesus Christus vir ons bring. Die hoop, die vrede, die vreugde. En Sondag, verlede Sondag, die kers van liefde. En vandag steek ons die Christuskers aan om ons te herinner dat Jesus Christus ook nie op hierdie dag nie, ons is nie presies seker nie. Daar is so baie dinge wat ons nie weet van presies waar Bethlehem hy gebore is nie, of dit presies hierdie dag is nie, maar hierdie dag vier ons die koms van die Here Jesus Christus na ons wêreld en al die wonderlike gawes wat hy vir ons gebring het. Ons gaan vanoggend lees uit Lukas 2 uit, van vers 1 tot 20, maar ek het afgekom op dit wat hierdie persoon geskryf het oor die geboorte van Jesus, die geboorteverhaal, Lennard van der Zee. En ek wil vra, daar's nie prentjies op die skerm nie, so die prentjies moet nou in jou gedagtes kom, dat as jy wil, dat jy jou oë toemaak, en net luister na die woorde, maar Lennard probeer vir homself 'n voorstelling maak van hoe dit was daai nag, daar so tussen die diere. Ons weet nie presies hoe die opset was nie, ons weet net, daar was nie vir hulle plek in die herberg nie, uiteindelik het hulle plek gekry tussen diere, en hoe die tradisionele huise was, baie gemeenskappe in daai tyd, het 'n plek gehad onder die huis, waar die mense woon, was daar ruimte gewees waar die diere aangehou is, op stal gehou is, en dit het gehelp dat daar in die koue wintertye, dat daar van die diere se hitte in die huis opgestyg het. Nou ek weet nie van al die reuke wat daar was onder die huis nie, maar dit het daar ook gehelp met die hitte, maar Lennard skets vir ons so 'n prentjie, van dit, daar was 'n woord wat ek nou eers nie geweet het wat dit beteken nie, colostrum. En dit is blykbaar daai eerste melk. Hier lag iemand wat medies agtergrond het. Dis daai eerste melk. Hulle sê dis suiwer goud vir 'n baba. Alles wat 'n baba nodig het, kry hulle na die eerste melk van die ma. So as ek daar kom, weet net, dis nou wat hier gebeur. So maak julle oë toe, laat julle verbeelding oorneem en kom ons luister na Lennard se voorstelling van hierdie toneel uit Lukas 2. Ons verbeelding neem oor. En met ons geestesoog sien ons hierdie toneel afspeel. Maria en Josef, moeg, uitgeput na hulle lang reis. Ons kan die stal ruik, daardie skerp mengsel van mis en hooi. Ons hoor die diere blær, kekkel en loei. Ons verbeel ons 'n vrou in die soet nood van geboorte, haar diep sugte, haar kreune van pyn. Ons sien die klein babatjie, heeltemal rooi en gekrekel, olyfkleurig met dik donker krullige hare en 'n gesig wat soos Winston Churchill se lyk, soos alle babas maar doen. Ons kyk hoe hy aan sy moeder se bors lê, hongerig, suigend aan daardie eerste ryk druppels colostrum. Ons sien sy ooglede fladder en toeval, terwyl die bors wegglip en hy aan die slaap raak. Ons sien hoe hulle hom in 'n voerbak neerlê en hom na die geboorte skoonmaak. Ons sien die herders wat by die lig van 'n vuur inloer, ruwe mans, verrimpel deur wind en son, met die reuk van sweet, dierevet en te min was, oë vol ontzag en verwondering. Ons sou in elk geval van hierdie storie hou, maar ons is veral lief daarvoor, omdat dit die verhaal is van God, wat in liefde
aarde toe kom. Dit is die storie van God wat in 'n stal kom woon en deur menshande gekoester word. Dit is die verhaal van oneindige, kragtige en kwesbare liefde. Ons begin hierdie diens met die woorde van Titus wat sê toe die goedheid en menseliefde van God ons verlosser verskyn het hy ons verlos. Eer aan God in die hoogste. Ons is verlos, nie op grond van werke wat ons self gedoen het, maar op grond van God se ontferming wat ryklik oor ons uitgegiet is deur Jesus Christus, ons verlosser. Vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Broers en susters, genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons staan en dan sing ons saam 'n loflied, kom alle getroues vrolik en vol vreugde. Kom ons sing 'n lied saam. Kom alle getroues, vrolik en vol vreugde, kom in die Gees nou na Bethlehem. Of dat die kykie tot ons geboren, kom buig daarin aanbidden, kom buig daarin aanbidden, kom buig daarin aanbidden, voor Jesus die Heer. Kom ons is geboren, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Ons man en sterke, God en vors van vrede, ons buig en bly aanbidden, ons buig en bly aanbidden, ons buig en bly aanbidden, verlosser en Heer. Kom los in die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy is met regem, hemel en op aarde, buig dankbaar en aanbidding, buig dankbaar en aanbidding, buig dankbaar en aanbidding, voor Christus die Heer. Kom los in die Here, loof hom al wat lewe, wees vrolik, besing nou sy majesteit. Hy het getroue, bly ons opbou, ons prys en aanbid, ons prys en aanbid, ons prys en aanbid, gesalfde en Heer. Jy luister met die baie geluk met jou verjaarsdag. Kom ons klap vir haar lekker hande. Jy luister met ek gaan nie vra hoe oud jy is hier hoor. Maar ons is net opgewonde dat daar 'n splinter nuwe jaar vir jou voorlê. Baie geluk. As ons lees uit Lukas 2 uit, is dit 'n baie bekende verhaal en dis my gunsteling teks ook op 'n Kersdag soos hierdie. En julle ken die verhaal eintlik, ons het iets daarvan nou gehoor in daardie pragtige beskrywing van Lennard. Maar as ons nou na hierdie teks luister vandag, wil ek vra dat julle baie spesifiek ook sal luister na die herder se storie in die teks.
En om ons so 'n bietjie te help om iets van hulle ervaring te deel, gaan ek nou so 'n paar skyfies vir julle wys. Die eerste is kinderlag. En ja, laat ek dit sommer net speel en dan sien julle wat gebeur. Maar kry nie asem om te blaas nie. Dis hom aansteeklik, nê? Nee. Wie van julle het een van daai kinders herken op die skerm? Ken een van julle daai kinders? Nou as 'n mens so saam begin lag, en jy sien jy's 'n kind wat jy ken nie. Dink nou net hoe voel jy as jy nou daai foto's kry uit Engeland uit en jy's 'n oupa of 'n ouma? Ek kan my nie indink in dit wat alles in 'n oupa en 'n ouma se hart aangaan as hulle nou so 'n videoetjie kry van oorsee. Dit kan sommer uit Bellville uit wees. Maar mense hart vermurwe sommer. En as 'n mens dink dis my kind wat daar staan met my kleinkind. As 'n mens se pa is wat ver weg moet werk vir maande en jy kry so 'n video van die huis af of 'n ma wat weg moet werk en jy sien hoe lekker speel pa met die kleintjie. Wat dit aan 'n mens doen, dit doen klaar al iets aan ons. Ons het dit nou net ervaar. Maar hoeveel te meer as dit jou eie is? As dit 'n kind is wat jy ken, as jy weet wat hulle name is. Jammer Elisabeth. As jy weet wat hulle name is. As jy hulle op jou hart dra. Iets wat vir my oplig, waarvan ek baie hou as ek op my eie is en dit kan doen, is om te luister na hierdie koor. Dis die Universiteit van Stellenbosch en hulle is 'n wêreldklas koor, nie omdat ek so sê nie, maar omdat hulle wêreldklas is. Die kompetisies waaraan hulle deelneem, is hulle wenners, wen hulle goud. Maar luister self. Mens kan voel wat sulke harmonieë aan jou doen, om jong mense te sien wat so met entoesiasme saam sing. So 'n tydjie gelede was hier 'n juffrou gewees wat skool gegee het by IAS en sy en my vrou, hulle kuier gereeld by mekaar en een aand vertel Janie vir ons maar sy in die universiteitskoor gesing. En ek sê maar man, dis op YouTube. Watter jaar was dit? En ek soek gou. En daar op die skerm gaan die kamera in kort is sy op die skerm.
En 'n koor wat ek gedink het ek kan heel dag na luister, dag en dag, word skielik nog meer spesiaal, want daar's iemand in die koor wat ek ken. Dit raak baie persoonlik. En dis wonderlik hoe dit werk met 'n mens, dat almal van ons wat mense is, voel hoe ons opgelig raak deur sekere ervarings. Maar nog te meer as dit persoonlik is, as dit iemand is wat ek ken. Ek het gister toe kry, julle sal nou nie kan lees, is te klein op die skerm, op 'n WhatsApp groep, sê hulle vir die groep, maar Bertie het oupa geraak van 'n kleindogter in Engeland. En toe ek nou persoonlik vir hom geluk sê met vir die trotse oupa, toe kry ek dadelik die volle name Anna Sofia 3.5 kg. Toe dink ek aan daai oupa se hart bars van trots met daai verrimpelde Churchill fotootjie by dit. Ek dink sy was seker net gebore toe oupa daai foto gekry van haar. Maar as ek so 'n babietjie se foto sien, dan roer dit my, dit raak my. Hier's 'n kleintjie wat gebore is, pas gebore, mens dink aan 'n hele lewe wat voor lê, al die ervarings wat deur sy gaan. Daai eerste fase saam met haar ouers groot word, al die ontdekkings van haar persoonlikheid en dalk gebreekies of unieke uitstaande dinge van haar. Maar die oomblik dat ek weet dis Bertie se kleinkind, word dit van meer betekenis vir my. Dis 'n pragtige, wonderlike lewetjie, maar nou weet ek wie dit is, aan wie sy behoort, wie in haar lewe is, waar sy gaan groot word, en haar pa die familienaam, so dis nog meer besonders vir die oupa. Voordat ons gaan saam lees uit die woord uit, kom ons raak saam stil en dan raak ons bewus van die Here wat heeltyd hier by ons is. Kom ons kniel voor hom. Hemelse Vader, Heilige Gees, Here Jesus Christus, lank voordat ek op aarde was, is U vir my gebore. Voordat ek van U 'n woord kon hoor, was ek reeds uitverkore. U het die hemelryk verlaat. U maak my na God se wyse raad, sy kind, nie meer verlore. Ek kniel ook voor U voete, Heer. U Jesus is my lewe. Saam met die herders kniel ek neer. U het my skuld vergewe. O neem my denke, my wil, my gevoel, laat streef my na die hoogste doel, om tot U eer te lewe. In diepe donkerheid en nag, raak ek die pad soms buister. Stuur Heer U Gees, skenk Heer U krag, en lei my deur die duister. U son wat deur die wolke breek, en in my hart U lig ontsteek, verlig my met U luister. Here, dankie dat ons die voorreg het om vanoggend hier in Piketberg saam te wees in die kerk. Dat ons U woord, U eie woord kan oopmaak en saam daaruit kan lees en kan weet U praat met ons. Die boodskap wat so oud is en so mooi is, kom weer nuut na ons. Ons is die mense wat dit weer opnuut kom hoor. En Here, ons weet, destyds het dit mense se harte geraak, hulle gedagtes, hulle het anders te begin optree na hierdie boodskap na hulle gekom het. Mag ons ook vanoggend ervaar, dat U deur die Gees vir ons help om te sien en te hoor, en te reageer, en mag dit ons oplig, soos hierdie babietjies wat gelag het, en die koor wat gesing het, en die blye boodskap van 'n babietjie wat daar in Engeland gebore is. Mag ons oop en ontvanklik wees. Ons wag op U, Here. Amen. Ek gaan vir ons lees uit Lukas 2, en daar is 'n paar prentjies by om ons te help in ons gedagtes. In daardie tyd het keiser Augustus, die Romeinse keiser in Rome, 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Serenius, prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret, daar in die noorde in Galilea, na die dorp in Judea in die suide gegaan, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en die nageslag van Dawid afkomstig was.
lang pad om te loop. Hy het saam met sy verloofde, let wel, 'n swanger verloofde. So dit was nogal 'n bietjie 'n ding wat baie kommentaar seker uitgelok het by die bure in die gemeenskap in Nasaret. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai. Die Griekse woord wat gebruik word beteken eintlik lappe. So daar was nie weggooi doeke of selfs gewone lapdoeke nie. Sy het maar lappe wat sy gehad het gebruik en hom toegedraai en in 'n krib. 'n Krib lyk nou soos hierdie krib hier voor, mooi gemaak spesiaal vir liewe Jesus. Maar as 'n mens aan daai tyd dink, dan was die krib die voerbak. Nou almal wat met diere werk op 'n plaas weet hoe lyk 'n voerbak. Dis waar jy die voer vir die diere ingooi en hulle kom eet daar en dit mors partykeer so 'n bietjie, veral as die drinkplekske naby is. Maar daar was nie 'n ander plek nie. Hulle het hom in die krib neergelê in die voerbak, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. Nou skaapwagters was gereken gewees om 'n herder te wees. Die Here gebruik self die beeld dikwels in die Bybel, die goeie herder. Hy's die herder wat omgee vir sy skape, wat na hulle omsien, wat sy lewe vir hulle aflê. So ons dink baie romanties oor skaapwagters, maar in daai tyd was hulle letterlik mense wat in die veld buite by die diere gebly het. Julle weet as ons baie keer sulke skaapwagters raakloop, bokwagters in die Noord-Kaap, dis mense wat vir lang tye maar net in 'n skuilingkie saam met die skape trek. En dis mense wat maar teen die grond lewe, teen die aarde. En ook sulke mense is. Snags het hulle die skaaptroppe opgepas daar buite in die veld. Vers 9 sê, engel van die Here het aan hulle verskyn. En die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Ek sou ook, hulle het geweldig groot geskrik. Enige tyd wanneer die hemel oopgaan en die Here verskyn, dan is daar vrees, ontsag. Mense besef, ek het nie beheer oor hierdie situasie nie. Dis groots. En dit gebeur ook met hulle. Skrik geweldig groot. En hoe wonderlik die engel se eerste woorde. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. As Petrus vir Jesus se mag, waar hy die visse uittrek uit die see uit na Jesus gesê het, gooi dit in. Dan val hy voor hom neer en hy's bang vir die Here. En dan sê die Here vir hom, moenie bang wees nie. Dit is so wonderlik om te weet hier in die teenwoordigheid van die Here dat die Here vir ons sê moenie bang wees nie. Jy hoef nie bang te wees nie. En dan sê die engel, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Dis Kersfees. Kersfees is 'n goeie boodskap vir almal, die hele volk, 'n bron van groot vreugde. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in lappe doeke toegedraai is en in 'n voerbak in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele hemelse menigte wat God loof en sê eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense wie God 'n welbehae het. Wat 'n gesig. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar: Kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Geen onsekerheid nie. Nie kom ons gaan kyk of dit waar is wat die engel gesê het nie, of dit regtig gebeur het wat die engel gesê het nie. Nee. Kom ons gaan reguit na Bethlehem en kom ons gaan sien dit waarvan die engel vir ons vertel het. Dit wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarin vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê, die voerbak lê, daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Sy gaan dan deur 'n klomp ervarings, 'n misterie. Dis soos 'n rollercoaster. En sy koester hierdie woorde, sy bly daaroor nadink.
Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Presies soos dit aan hulle meegedeel is. Kom ons sing herders op die oop velde, het die nag, die engelekoor. Baie dankie julle. Herders op die oop velde, het die nag, die engelekoor, met die blye evangelie uit die hemel aangehoor. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Met al harte vol van vreugde, praal van die Jesuskind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Here in die hoogste hemel, klink dit nou die wêreld deur, liefde, vrede, welbehaag, daal in Jesus tot ons neer. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemel. Lisa, dankie dat jy so mooi tyd hou vir ons, hoor. Ek kon lekker saam sing met jou. In vers 17 lees ons, nadat die herders hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. As ons net weer dink aan die kindertjies wat lag, die babetjies wat lag, as ons dink aan die koor wat sing, as ons dink aan die oupa wat gister die tyding gekry het dat daar 'n klein dogter vir hom gebore is. Dis alles dinge wat ons raak as ons daarmee te doen het. Ervarings wat resoneer met ons, wat ons gemoed oplig, wat ons laat voel, joh, dit was nou lekker om saam met hulle te lag. Dit was lekker om te luister na die koor wat sing. Dis wonderlik om te weet dat Bertha het oupa geword gister. Waarom sou mense so verwonderd gewees het oor wat die herders hulle vertel het? Waarom sou hulle geraak geword het deur dit wat die herders hulle vertel het? As ons nou teruggaan na die gedeelte wat ons gelees het, dan sien ons dit is wat hulle gehoor het en dit is wat hulle oorvertel het. Dat die engel vir hulle gesê het, moenie bang wees nie. Ek bring vir julle goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. So ons weet daar kom 'n goeie boodskap vol vreugde vir ons. Dis vir almal bedoel. Wat is die boodskap? En die herder sê vir hulle, die engel het gesê, nie môre nie, nie oor eeue soos ons gewag het vir die Messias nie. Vandag is daar in die stad van Dawid, soos die profete dit voorspel het, uit die nageslag van Dawid uit, sal daar 'n verlosser kom, 'n redder, 'n Messias, 'n gesalfde van die Here. Dit is wat Messias beteken, wat Christus beteken. En hy sal die Here wees. En dit is woorde wat hulle sou gehoor het in die Romeinse Ryk, dat die keisers daardie woorde eintlik vir hulle self toeëien, dat die keisers met die vrede wat hulle met mag en geweld afdwing, aan hulle self gedink het as verlossers, as mense wat seuns is van God, nie die God van Abraham, Isak en Jakob nie, maar die gode van die Romeinse Ryk. Hulle het hulle self as die seuns van gode beskou.
En nou sê die herders, die engel het vir ons gesê, vandag is daar in die stad van Dawid, soos die profete deur die eeue vir ons gesê het, die verlosser gebore. Die Christus, wat beteken die Messias van die Jode, die een wat voorspel is gaan kom, wat verlossing en redding gaan bring. Hy is die Here. En dit is so 'n bietjie revolusionêr, want as 'n mens dit sou gesê het in die Romeinse Ryk, sou die Romeinse ore dadelik gespits het en hulle gewonder het, wie is besig met 'n revolusie? Wie wil nou die Here wees terwyl ons klaar die keiser het, wat die Here in ons lewe is? Dit maak dit maak amper sê ek die disippels, maar hulle was die eerste disippels, dit maak die herders opgewonde. En dan sê die engel vir hulle, in Bethlehem, wag daar vir julle teken. En natuurlik was die teken bedoel om hulle te help om te weet, ons kan dit glo, dit wat ons gehoor het. Hier is die teken daarvan dat dit wat die engel vir ons vertel het die waarheid is, maar meer as dit. Dis 'n teken vir hulle, vir herders. En toe hulle in Bethlehem aankom en hulle hierdie ma en pa kry, eintlik ma en die Heilige Gees, maar pa nou ook by. En die kindjie wat daar in die voerbak lê, toe stap hy herders in en weer is ons plek. Dit ruik soos ons, dit klink soos ons. Hier's diere, dis mense soos ons. En daarom ervaar hulle ook iets aan hierdie verlosser, aan hierdie Messias, aan hierdie Christus, aan hierdie Here, is soos ons. En as die engel vir hulle sê, dis 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk bedoel is, almal, wat groot vreugde gaan bring, dan voel hy herders dit. Hierdie ruwe, rowwe veldmanne, stap in 'n plek, waar hulle so tuis is. En hulle ervaar dat die hemel wat oopgegaan het, daar buite in die veld, vir hulle juis gesê het, dis 'n teken, van wat? Van God Immanuel, God met ons, by ons. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He's the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. As 'n mens 'n keiser se geboorte aangekondig het, dan sou die herders waarskynlik daar in die veld gehoor het, hier kom 'n hele kavallerie met 'n hoofman oor 100, wat dalk nie eens by hulle sou gestop het nie, want hy's op pad na die groot stede toe, om aan te kondig dat daar in Rome, in die stad van Rome, in die hoofstad van die Romeinse Ryk, daar 'n baba gebore is, 'n verlosser, die volgende Here van die Ryk. En miskien sou die herders dit regkry om hulle goed te pak en te sê, dit wil ons gaan sien. En hulle sou dalk na Rome toe gereis het per skip en alles vir hulle tyd gevat het en daar in Rome aangekom het en gaan soek het, waar is hierdie verlosser van die Romeinse Ryk, die Here wat vir ons gebore is. En as hulle daar by die paleis van die Romeinse keiser kom, dan sou hulle gesê het, ons is hier, ons het die boodskap gekry, van groot blydskap, ons is hier, ons wil dit ervaar. En dan sou die wag by die poort hulle gelag het, en gesê het, is julle nou heeltemal van julle verstand af. Kyk na julle self, ryk julle self. Dis nie julle plek hierdie nie. Hierdie is die plek van magtiges, van konings, van mense wat status het. Hoe anders ervaar die herders in Bethlehem hierdie geboorte van die verlosser, die Messias, die Christus, die Here. En daarom, dit wat hulle saam met die engele ervaar het daar buite in die veld, hierdie majestueuse grootste verskyning van die hemelse leermag, wat sing tot eer van hulle Here, ervaar hulle eer aan God in die hoogste. Maar hierdie God in die hoogste, deur hierdie geboorte in die stal, in die voerbak lê die Here, bring hy vrede op aarde vir ons wat herders is, vir die mense in wie God 'n welbehae het. Dis jy. Hierdie is baie persoonlik. Die babietjie wat lag, ken jy? Die koor wat sing, die lede ken jy? Die oupa wat gehoor het, hy het oupa geword van 'n kleinkind in Engeland, jy weet wie hy is. Dis wat die herders ervaar.
Hierdie is nie iets van Rome vir die grootes, vir die konings nie, vir die invloedrykes, die magtige mense nie. Die mense wat mooi is en sterk is en ryk is. Hierdie vrede wat uit die hemel kom, herken ek. Ek sien dit, ek ruik dit, ek voel dit. Die vuur wat brand, dis my plek. Ek voel welkom, ek voel tuis. Dis soos ek is. En ek ken nie almal van julle wat hier sit vanoggend nie. Maar wat ek met groot oortuiging vir jou kan sê, is dat as jy die herders was, dan sou die Here dit laat kom het soos dit vir jou help om te weet is vir jou. Dat as jy partykeer aan jouself dink, jy dink, maar ek is nie waardig nie. Selfs dit wat daar by die kerk gebeur is vir daar by die kerk, vir mense soos die mense daar by die kerk. Maar om te weet dat Jesus is nie gebore in 'n tempel nie. Hy's gebore in die kerkie. Hy's nie gebore daar by die priesters nie. Hy's gebore vir 2 jong mense in 'n dorp wat hulle nie baie welkom laat voel het nie, maar in 'n plek tussen die diere waar hulle tuis kom wees, sodat die mense wat van buite af kom, die eerstes wat hierdie boodskap verder moes dra, dat hulle kon weet dis ons plek. As die engel sê hier's 'n goeie, blye boodskap vir almal, dan beteken dit ook vir ons. Daar's niemand wat uitgesluit is nie. Niemand is te jonk nie, te swak nie, te arm, te onwaardig, dat hierdie boodskap nie vir hom, vir haar bedoel is nie. En dis wonderlik om te weet dat ons voor die Here kan staan as mense, wat almal sy genade nodig het. Ongeag wie jy is, wat jou omstandighede is. Ek en jy die Here nodig. Die herders het hom nodig. En die hele teken wat die engel vir hulle sê, hulle moet gaan kyk, help hulle om dit te besef. Dis werklik vir my. En wanneer hulle dan van die stal af weggaan, en hulle hierdie boodskap gaan uitdra van wat hulle ervaar het, daar onder die huis, tussen die diere, by daai voerkrib, die babietjie, saam met sy ma en sy pa, en die Here se teenwoordigheid wat daar is, die vrede wat alles ombring, dan het hulle 'n boodskap, dat vandag is daar vir my in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, die Messias, die Christus wat voorspel is, vandag, hy is die Here, en jy sal nie glo nie, die Here lê in 'n voerkrib, hy lê in 'n plek wat ryk soos die plek waar ek heeldag is, en wanneer hulle hierdie boodskap oordra, praat hulle heeltemal anders oor die babietjie wat lag, oor die koor wat sing, oor die man wat 'n oupa geword het. Dis persoonlik, dis vir my. En mag jy elke Kersfees dit opnuut ervaar, dat dit baie persoonlik is, dat die Here vir jou op jou naam roep, en vir jou sê, dit is vir jou. Jy is deel van die almal, jy is uitgesoek. Kom ons doen saam belydenis van geloof, maar ek gaan die woorde lees, want dit is nie soos ons gewoonlik doen, met die apostoliese geloofsbelydenis nie. Terwyl jy daar sit, ontvang hierdie teken van die Here, van die stal. En kom ons bely hierdie woorde saam met mekaar. Ek glo in God, die Vader, die skepper van hemel en aarde, wat in sy groot liefde sy seun in die volheid van die tyd gestuur het. Ek glo in Jesus Christus, die seun van God, wat in Bethlehem gebore is, nie in 'n koning se paleis nie, maar in 'n stal en neergelees in 'n krib. Ek glo dat sy geboorte die vervulling van God se beloftes is en dat engele aangekondig het, 'n verlosser is vir julle gebore, Christus die Here. Ek glo dat hierdie boodskap nie net vir die herders was nie, maar vir alle mense, 'n boodskap van vrede en welbehae. Ek glo dat sy geboorte my lewe verander en dat ek soos die herders uitgenooi word om te gaan kyk, om hom te aanbid en om die goeie nuus met ander te deel. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam, lied 365, hoor die blye englelied aan die koningsseun gebied. Kom ons staan en sing ons dit saam. Hoor die blye englelied van die koningsseun
gaan die seën van die Here uitspreek. Ons het in die gemeente 'n lied wat ons daarna sing. Die woorde is daar op die skerm. Die Here seën en beskerm jou. Die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou vir altyd. So wat ons maar vir mekaar vra is, dis 'n lekker geleentheid om so 'n bietjie te raak aan mekaar. En dis ook bedoel om te voel hoe die Here jou lewe aanraak. Ons word die liggaam van die Here genoem en dis ons geleentheid om ons liggame te gebruik om die liefde van die Here, sy vrede, sy genade aan mekaar te gee, deur aan mekaar te raak. So neem vrymoedigheid, vat aan mekaar, julle kan mekaar druk ook, is alles reg. Julle moet nou nie sing nie want jy moet sing. So maar gebruik die geleentheid om lekker kontak te maak met mekaar. En as jy iemand sien wat eenkant alleen is, dankie aan Lia, gaan staan jy sommer by daai een en raak hulle net so 'n bietjie aan. Dit beteken vir ons almal baie. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen. Here seën en beskerm jou, die Here verhoor jou gebede. Vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou vir altyd. Amen. Geseënde Kersfees en vrede vir jou. Mag dit 'n lieflike dag wees verder.